daarin verheug julle jou. Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge. Dit beteken ek kry swaar. Dalk gooi hulle in die tronk, dalk gees hulle leeg, dalk fyer hulle by die werk, dalk spot hulle jou in die skool, dalk wat ook al, daar's baie maniere hoe jy kan swaar kry, bedroef word. Jou familie verwerp jou, jou pa onterf jou, jou gesin wil nie meer praat nie. Yeshua het gesê, ek het nie gekom om vrede op die aarde te bring nie, maar die swaard. 'n Pa teen 'n seun, 'n moeder teen 'n skoondogter, en so aan en so aan en so aan. Dis die gevolg van Yeshua se evangelie. So, as jy draai na die koninkryk van God toe, dan mag daar dalk droefheid oor jou pad kom as gevolg van dit. Maar verheug jou in jou lewende hoop. Beteken, kyk by dit verby. Hulle gooi die tronk, hulle vonnis jou vir 20 jaar in die tronk en jy is 20 jaar oud. Jy weet, ek is 20 jaar harde pad. En dan verheug jou in daarna. Wat gebeur daarna? Ek gaan dan seker uitkom en dan gaan hy my dalk weer ingooi en dan gaan ek op 'n stadium doodgaan en dan gaan ek die ewige lewe hê en ek verheug my in die ewige lewe. Dis letterlik wat hy vir ons sê. Paulus, Silas is in die binnekant van die tronk, hande en voete geboei. Wat is 'n menslike verwagting? Want ons sit nou hier vir altyd. Hulle is nie geponnis en gesê 2 weke nie. Daar sit hulle in die Romeinse tronk, kan dalk van hulle vergeet daar. Wat doen hulle? Hulle sing lofliedere. Hoekom? Om die engele te lok om hulle te kom losmaak. Nee, glad nie. Hulle het hulle verheug in hulle lewende hoop. Dis wat gebeur het. En ons doen dieselfde. Ek kan nie iets doen om my dankbaarheid te bewys nie. Maar tog het ek die behoefte in my hart. En as 'n mens die psalms lees, dan sien jy, dis wat mense in die psalms uitspreek teenoor Vader. Wanneer iemand sy lof besing, as ons 'n loflied sing, is dit veronderstel wat moet gebeur in ons hart. Maar ons het ongelukkig musiek so gekommersialiseer dat dit 'n besigheid geword het. Maar ek dink dis een van die beste maniere om dankbaarheid teenoor Vader uit te spreek. Sing loflied in jou hart. En dis dankbaarheid teenoor Vader. En Vader ken ons hart. Hy deursoek ons hart. Sy Gees is in ons hart. En dis wat hy wil hê. Want wat is dit? Dis die kommunikasie, dis die verhouding, dis die gemeenskap. En ons, veral met ons verstand, kan nie sy lof besing nie, kan nie die dankbaarheid teenoor hom uitspreek nie. Maar daai in jou hart is jou gees en sy gees. En sy gees getuig saam met jou gees. Wat sê, Hemelvader, baie dankie. Baie dankie. Ek het nie woorde nie. Ek het nie dade nie. Dis onmoontlik. Maar my hart is vol dankbaarheid vir wat hy vir my gedoen het. Nie net in hierdie jaar nie. My lewe. En my erflating, my hoop. Jy is 'n goeie God. Ons as mense het liefdestale. En jou liefdestaal is geskenke of bemoedigende woorde of hou vas. En almal dink as ek by hom kom, dan gaan ek hom 'n druk gee en hom sê dankie. As ek gaan vir hom hierdie goed gee, want ons wil so graag ons liefde vir hom bewys. Maar hy is in my hart, hy leef binne in my. Hy weet hoe ek voel. En daai lied van Paulus en Silas in die tronk nadat hulle geslaan was, seker nie mooi geklink nie, maar dis musiek in sy ore. Regte hart. En jy gaan deur moeilike tye van droefheid en jy verheug jou in jou erfenis. Dawid het gesê, my erfenis is vir my mooi. En jy moet die erfenis sien. Jy moet weet wat is aan die kant die dood. Dit moet jou deurdra. Dis jou lewende hoop. Natuurlik moet jy weer gebore wees, anders het jy 'n lewende dood. Nie hoop nie.